Welkom by 'n nuwe episode van Familievreugde. Hierdie maand sit ons aan die voete van 'n geloofsvriendin wie se gereelde bydraes tot my blog A Vivid Life ons klein gemeenskapie uit ons sokkies seën. Ek het Carrie Dean 2 jaar gelede in Amerika deur 'n gemeenskaplike vriendin ontmoet. As 'n toegewyde vrou vir haar man, ma vir haar kinders en ouma vir haar kleinkinders, het Carrie God heel hartig lief. Hierdie maand deel ek haar hartroerende pleidooi aan ouers om volkome toegewyd aan die Here te leef. Sy skryf, ek het sopas Hosea klaar gelees. Alhoewel ek dit al 'n paar keer van tevore gelees het ek hierdie keer op iets nuuts afgekom. En daarom deel ek dit graag. 'n Ouer se toewyding aan God maak saak in die lewens van hulle kinders. Trouwens, dit maak baie saak. As ouer het jy jou kinders met jou hele hart lief en wil jy net die beste vir hulle hê, in liggaam, verstand en siel. Van al die goeie dinge wat jy vir jou kinders kan en wil doen, is jou toewyding aan God egter die belangrikste. En daarom wil ek jou aanmoedig om heel hartig toegewyd aan God te leef. Wees passievol oor hom, passievol oor jou verhouding met hom, passievol om hom daagliks te soek, passievol om jou geloof uit te leef en passievol om in alle omstandighede en elke seisoen getrou aan hom te bly. Ouers, wees ook passievol om geloof en toewyding in mekaar aan te moedig. Yster slyp yster sonder om stomp te raak. En net so moet julle mekaar in julle geloof en toewyding aan God aanmoedig. Dis hierdie volgehoue aanbidding van die Here wat 'n verskil in die lewens van julle kinders gaan maak. Hierdie dringende beroep kom baie duidelik na vore in Hosea. Dis 'n waarskuwing dat een generasie se onverskilligheid teenoor God gewoonlik lei tot die volgende generasie se totale verontagsaming van hom. Kinders wat ankerloos ronddobber begin weldra die afgode van die tyd aanbid. En daarteenoor verseker toegewyde ouers wat hul geloof in woord en daad uitleef, in goeie en in slegte tye, vir hulle kinders 'n lewe ryk aan goddelike seëninge en voordele. En dis waarlik my gebed dat elkeen van ons hierdie pleidooi ter harte sal neem. In ons kreatiewe uitdaging vir hierdie maand wil ek julle aanspoor om 'n inventaris te neem van jou geestelike lewe. Ek het geleer dat as ons nie gereeld stop en God nederig toelaat om die diepte van ons toewyding aan hom te pyl nie, loop ons die gevaar om terug te val in godsdiens en dooie werke, in lou warm ontrouheid, 'n kompromie wat ongetwyfeld die volgende generasie sal beïnvloed.